En is Vrydagoggend in die mooiste Klein Karoo en Oudtshoorn is besig om hulle vere reg te skit vir die KAK&K wat môreoggend offisieel begin hier in Oudtshoorn. Ek hoop ons sien julle daar. Radio Klein Karoo staan reg vir die KAK&K. Maar vir nou is dit vrou wat voorloop saam met my Suzette Smit en soos altyd 'n baie spesiale gas. Vrou wat voorloop word moontlik gemaak deur 'n baie spesiale vrou hier in die Klein Karoo, Madeleine van Maddie's Bridal Nest. Madeleine is daar vir die huur van jou droomtrou of aantrok teen bekostigbare pryse en soos altyd met Madeleine Klein Karoo vriendelike diens. So kontak gerus vandag vir Madeleine by 072 661 4182 of gaan besoek gerus hulle Facebookblad Maddie's Bridal Nest en maak jou geleentheid 'n spesiale geleentheid met daardie spesiale, unieke, mooi rok. Nou vrou wat absoluut fantasties in enige rok lyk, maar grootendeels sien jy haar of op 'n berg of uit 'n vliegtuig spring of ek weet nie, daar's net altyd stof om haar, is ons gas van Johannesburg, Alipad, Christel Rasley Venter. Hoe gaan met jou vanoggend? Goeiemôre Suzette, dit gaan verskriklik goed. Is so uit Gauteng uit, die winter is op ons, ewe skielik, lekker koud, maar ons kla verseker nie. Maar, en ja, dit is so 'n ongelooflike groot voorreg om met jou te kan gesels vandag, maar ek wil dan net noem, alhoewel ek uit Gauteng is 'n groot deel van my hart lê daarom in die Klein Karoo, en spesifiek in die Suid-Kaap, want dis waar ons meeste van ons vakansies hou. So, ja. Lekker, ja nee, julle maak die regte keuse. Maar ons wens ons kon jou nou hier gehê het volgende week, want dit is so lekker buzz in Oudtshoorn. En vir ons wat hier rond bly, is dit net verskriklik lekker. So alles is net mooi en vars en skoon en dit lyk pragtig. Christel, vir ons luisteraars, jy is 'n ongelooflike passievolle kampvegter vir volhoubare entrepreneurskap. En dit doen jy voor die kameras, uit jou kantoor, op TV, of soos ek gesê het, ergens op 'n berg, of selfs ergens as jy uit 'n vliegtuig uitspring. Jy is die stigter van Founders Business Society, waaroor ons definitief gaan gesels vandag, asook die eienaar van Adventure Business Coaching and Content. Jy is die aanbieder van Expedition Business, jy is 'n skrywer, 'n besigheidskonsultant. Daar's soveel baie titels aan jou, en natuurlik boonop dit alles 'n baie fabulous mens. En ek dink jou en jou span se visie is om julle kliënte te help om hulle besigheidsstories af te stof en op die heel beste manier oor te dra aan die regte wêreld en aan die ideale kliënt. So, ek gaan nou daarby kom, maar ek wil net graag ook met ons luisteraars deel. Voor dit was jy vir amper 15 jaar betrokke by 'n of jy het 'n bemarkingsagentskap besit. So bemarking en besigheid en entrepreneurskap en styg uit en wees die beste is so deel van jou. Maar ek het so gelag toe ek en jy vroeër die week gepraat het jy gesê in 2013 het julle die gesogte beste span toekenning gekry waar julle almal uitgevat was in hierdie pragtige bloedrooi overalls, want julle was brand builders, maar daai oorpak het jy blykbaar weggepak, want andersins dink hulle jy's deel van die EFF. Ja, nee, omtrent. Dit was so spesifiek op die Business Opportunities and Franchise Expo, waar ons ook die toekenning gewen het bo al die groot banke en franchise-groepe maar ja, alles in ons rooi oorpakke, en ek moet dan sê, dit is voor die EFF begin met hulle rooi pakke, hulle, om die waarheid te sê, het hulle toe net aan die gang gekom, en ek wonder of hulle nie dalk die idee by ons by jou gekry nie, ek sit nou net daaraan dink, hulle wil ook een of ander brand builder wees, wat ja, ons sal nou nie daar gaan nie. Christel, hulle bemarking is goed. Ja, jy weet, ek kyk na alles, ek ken jou so rukkie, en ek volg jou gereeld op sosiale media, ek ontvang al jou e-posse en jou bemarkingsmateriaal, en die een ding wat ek definitief weet van jou is dat jy is regtig een van die high achievers en high flyers. Maar nou, my eerste vraag aan jou is, en ons gaan besigheid gesels vandag, is hoe het jy die sprong gemaak van Icon Brands
na adventure business coaching. En ek onthou toe ek die woord adventure business coaching gesien het en jou uit die vliegtuig sien spring het, toe is ek soos, okay, as ek my besigheid wil laat groei, moet ek saam met hierdie vrou uit die vliegtuig uitspring. So vertel ons 'n bietjie, vertel ons hoe jy daai sprong gemaak, hoe dit gebeur. Okay, so dit was eintlik 'n baie lang sprong van amper 4 jaar. Hier rondom 2017 rond het ek na amper 15 jaar wat ek die agentskap Icon Brands bedryf het ek regtig net, ek dink moeg geraak en uitgeput en 'n semi-inkonking, niks vreeslik dramaties, dat daar medisyne en dokters en goed by betrokke moes gewees het nie, maar het ek my passie vir my besigheid verloor en toe begin dink, dalk is dit 'n goeie idee om weer terug te val of in te skakel by ons familiebesigheid wat my pa in 1957 begin het en my broers was betrokke, of 2 van my broers. En ek het gedink, dit is 'n goeie idee om daarbey betrokke te raak op 'n voltydse basis. Ek doen al vir rukkie, help ek hulle met hulle bemarking, goed, maar voltyds dag tot dag. Maar iewers langs die pad het ek besef, dit is dalk nie vir my nie. Ek het dit redelik sterk gedoen, baie kursusse gedoen in deeltitelbestuur wat my tot vandag toe help met 'n kompleks waarby ek nog betrokke is by bestuur. Maar ja, ek dink as ek weer teruggaan in 2017, ek dink baie mense wat in besigheid is, entrepreneurs, kom by daai punt wat hulle net voel, dinge is net te veel, of hulle besef dit nie eers nie, hulle voel net totaal en al moeg en uitgeput. En ek dink myne het ook gekom, ek is ook die gelukkige wenner van om my enkelmaat te wees, van 3 baie besige kinders, en ek was ook geweldig betrokke by gemeenskaps, opheffing en ontwikkeling, en by ons lokale die Alberton besigheidsforum, was ek daar om die leiersels vas te hou, en die CMR, en die kerk, en die alles, en ek dink dit het net te veel geword, en ja, toe het ek bietjie gaan vakansie hou by die familie, vir 4 jaar, maar ja, hier rondom COVID saam, ek dink COVID beteken baie vir baie mense, vir my dit beteken 'n tyd om stil te staan en net weer te dink van wat doen ek en waar wil ek 'n verskil maak. Ja. En waar wil ek ook in COVID tyd het ek agtergekom, my tredmill wat vir soveel jare nie gebruik was nie, was 'n seëning gewees. Maar ja, was dit ook die tyd wat ek besef het, ek kan 'n verskil maak in baie mense se besighede. Ek wil graag weer 'n verskil maak. En ek het begin om 'n kursus te doen by SA Business Coaches en myself kwalifiseer as 'n besigheidsafrigter of business coach. En so weer die pad aangevat en adventure business coaching en content begin, eers net om te fokus op die besigheidsafrigting, maar ons mense is maar 'n bietjie skaam en skie, veral ons man vir die afrigting ding. So ek het weer begin wat ek al die jare gedoen het om mense te help om hulle stories te skryf, hulle besigheidsstories, en dit uit te kry op sosiale media, deur hulle webblaaie, deur hulle tradisionele bemarking, het ek al daai goed weer aan die gang gekry. En ja, dit is waar adventure business coaching en content. Moenie die content vergeet nie. Ek wil gou terugkom na wat jy nou net gesê het. Christel, ek wil gou vir jou ietsie vra. Baie keer, mense hoor dit baie. Ek sê altyd, my filosofie in die lewe is alles gebeur soos wat dit moet. COVID moes kom, as ons nou terugkyk, want dit het eintlik vir baie mense baie positief beteken. En ek het al met 'n paar vroue op 'n onderhoude gehad wat groot inkonkings gehad het, maar uit daai groot inkonkings het groot besigheidsidees gekom. En hulle is baie suksesvol vandag. So as jy terugkyk, net 'n rukkie terugkyk na jou die semi-inkonking en COVID wat gekom het en ou wat net so 'n klein bietjie teruggestaan het dit vir jou nuwe perspektief gegee op dit wie jy is en wat jy daar buite uitsit vir jou kliënte? O ja, verseker. En ek dink ook die feit dat mens self besef jy is broos, jy kan inkonk,
help jou om jou kliënte beter te verstaan. Ja. En ek dink ook dit help as die kliënte weet, ons is almal dieselfde mense, almal kry hulle inkonkings, almal kry hulle afstoe. En hoe meer mens dit besef, hoe meer kan mens mekaar help en verseker kan ek my kliënte beter verstaan en help. En ja, COVID-19 het geweldig baie tyd gegee vir perspektief. Ek dink ek self is eintlik 'n geweldige introvert. Ek kry al my energie terug as ek net bietjie tyd op my eie spandeer, of dit op 'n treadmill is, agter 'n laptop of iewers in 'n berg. Dit is waar ek my energie weer vandaan kry. Ja. En Christel, net vir interessantheidshalwe, jy wat met so baie besighede werk, jy weet ek sê altyd baie keer mense bly doodstil en hulle sê niks nie. Soms is dit as gevolg van, jy weet, ek gaan geoordeel raak. Maar daar was baie besighede wat swaar getrek het rond toe COVID ons geslaan het en net daarna. Ja, nee, verseker. En ja, ek dink dit is maklik om 'n oordeel te vel oor besighede. Elke besigheid is uniek. Maar ja, weer eens gee dit mens tyd om net weer te reflekteer oor wat jy op die regte pad, het jy dalk verkeerde besluite geneem iewers. En ja, dit is so dat 'n mens van tyd tot tyd raak 'n mens te gemaklik en dinge gebeur net van self en mens doen nie jou huiswerk tussenin nie. Ja. En ek sien dit gereeld waar mense sê, ag nee, wat hulle is fyn. Hulle het nie hulp nodig nie. Maar dan mis mens goed langs die pad. Definitief. En jy mis geleenthede. Ek dink een van die goed wat ons doen met ons afrigtingssessies wat ons het met ons kliënte, of dit one-on-one is met Adventure of met founders wat in 'n groepsformaat is om op 'n deurlopende basis te kyk na wat is jou realiteite, wat is die geleenthede daar buite, saam met al die uitdagings of obstacles, en hoe gaan jy alles die beste benut? Want weer eens, en mens wil nie te veel godsdienst praat nie, maar God het 'n plan met alles. En ons wil seker maak ons kom by daai plan uit, so gou as moontlik. Absoluut. En nou dat jy Founders Business Society noem, vertel vir ons waaroor gaan dit? Wat is dit? Wat doen julle? So, Founders, oorspronklik toe ons begin het, en ek moet noem, ek het dit lank terug, het ek het saam met 'n baie goeie vriendin van my begin, maar sy is ook voltyds besig in die body scan wêreld. So dinge, ons het toe in 'n aparte rigting gegaan daarso. Maar die oorspronklike doel was om mense wat nie noodwendig die finansiële vermoë het om 'n besigheidsafrigter te kan bekostig op 'n 1-tot-1 basis nie, vir hulle die geleentheid te gee om in 'n groepsformaat leiding te kry oor hulle besigheid, en ook toegang te kry tot goeie, soliede besigheids inligting, kennis, templates. En want die probleem met daai tipe van goed is, almal sê, maar dit is op Google beskikbaar. Daar's ongelukkig ook soveel gemors beskikbaar op Google. En as jy nie weet waarna jy kyk nie, is mens geneig om in die verkeerde rigting in te beweeg. Maar net weer, ja, terug na Founders, ons nommer 1 doelwit was om die diens so bekostigbaar as moontlik te maak. En ja, ons het deur 'n hele paar kronkelpaadjies gegaan. Ons het oorspronklik begin as Skielikklap, en dit is so 'n bietjie avontuur bevoed. Dit weet ek. En iewers wil ek nog Kilimanjaro uitklim, so dis waar die naam begin het. Maar ek het toe ook besluit, dit is nie almal se passies nie, so ons het begin dink aan 'n ander naam. Ons het gekyk na die opsie om dit net vir Afrikaans sprekendes te maak, want ek is baie passievol oor my taal. Ons het gekyk na die opsie om dit net vir vrouens te maak, want tradisioneel is vrouens baie makliker om in te koop in hierdie tipe ding. Maar die realiteit is, ons mans het dit net so nodig, partykeer amper meer, alhoewel nie daaroor praat nie, want niemand praat daaroor nie.
En dan het ons ook gekyk na die opsie om dit 'n Christenorganisasie te maak, maar ek dink met dit is mense is geneig as jy praat van dis 'n Christen netwerk. Raak dit 'n bietjie my suster praat altyd van high and holy and earthly no good. Ja. En mense wil dit nie eksklusief maak nie. Jy wil dit oopmaak vir soveel as moontlik mense. As ek net kyk, een van die jong manne uit Salani wat hier in sy 20's is en besig om 'n skoonmaakbesigheid oop te maak. Hy is so Engels as wat dit kan kom, so ver van Afrikaans as wat dit kan kom. Maar hy is op hierdie stadium een van die mense wat nie kan uitgepraat raak oor wat ons vir hom beteken nie. En as ons die Christenroete, Christen is dalk nie, hy definitief is 'n Christen, maar definitief nie Afrikaans nie, ver van 'n vrou af. So as die mense dit eksklusief gehou het, kan jy nie mense soos hom, soos Salani help nie. Maar iets wat vir my baie belangrik is, en jy het in die begin daarvan gepraat, die volhoubare entrepreneurskap. Ek dink, op die einde van die dag wil ons mense help wat se waardes in die regte rigting is. Daai mense wat nie net wil besigheid doen om soveel as moontlik geld te maak nie saak hoe hulle daarby uitkom nie. Daai mense wat nog integriteit het, wat nog omgee vir die wêreld rondom hulle, vir die gemeenskap rondom hulle. En en die mense, ek dink een van die ander goed wat ons kyk na ons het 3 goed waarna ons kyk met die volhoubaarheid. En die omgewing is een, die gemeenskap is die ander een, en dan die volgende en belangrikste een, dink ek, is om seker te maak dat jy self as individu okay is. Want baie keer is ons so hard besig om ons geld te maak, en dis baie keer ten koste van onsself. En dit is wat ons wil baie graag verhoed. Ek het self baie ondervinding in daai wat 'n mens, en ek sal nie sê dit was alles om geld te maak nie, maar wat jy so besig is, en jy kom nie agter dat jy jouself ruïneer in die proses nie. Ja. Christel, ek wil gou vir jou een vraagie vra voordat ons die musiekbreek neem, en dit is net vinnig die vraag. Jy weet, ons praat oor entrepreneurs. Wat is entrepreneurskap? Ek dink baie keer wonder ek of mense nie begin om 'n mispersepsie daarvan te hê nie, want jy weet, met alle respek, almal is deesdae, almal gee deesdae vir hulle self titels, en ons verloor die perspektief van wat daai titel is. Wat is entrepreneurskap? Jongs, dit is iets waaroor mens vir nog 'n week lank kan debatteer, want baie mense het verskillende opinies. Ek dink op die einde van die dag, jy is in besigheid vir jouself. Dit beteken nie noodwendig dat jy massief klein is nie. Sekere mense soos Richard Branson sien homself nog steeds as 'n entrepreneur. En die feit dat jy 'n besigheid het op sigself maak jou ook nie noodwendig 'n entrepreneur nie, maar ek dink 'n entrepreneur is iemand wat konstant besig is om nuwe gapings te sien, nuwe inisiatief te neem, om homself en almal rondom hom te bevorder. En ek dink daai risiko's neem is 'n groot deel van entrepreneurskap. Uit die aard van die saak is jou vermoë om altyd te kan aanhou en positief te kan bly is 'n groot deel van entrepreneurskap. En so kan mens aangaan en gesels oor entrepreneurskap vir nog 'n week lank, maar ek dink iemand wat werklik bereid is om daai risiko's te neem en dan die grit te hê om daarvoor te gaan. Dan sê dis daai high flyers, die innoveerders en die kreatiewe mense daar buite wat nuwe goed skep, wat 'n nuwe wêreld vir ons jonger geslag kan uitbeeld eendag. Dis tyd vir musiek, Christel, en jou keuse was Teens Jordaan se Loslappie medley. Hoekom het jy hierdie sang gekies? Jong, as ek na dit luister, sien ek hoe ek reis saam met my kinders deur die Karoo op pad George toe, Glentana toe, waar ons vakansie hou,
waar dit 'n mens net lekker wakker hou en jou voet op die pedaal hou. So as jy ergens in 'n motor is en jy luister, moenie jou voet te hard op die pedaal sit nie. Maar kom ons luister teens Jordaan se Loslappie medley. Dis julle wat die wind, dis julle wat die wind, dis julle wat die wind laat waai. Dis julle wat die wind, dis julle wat die wind, dis julle wat die wind laat waai. Dis 'n onderbuikie, dis 'n bobuikie, dis 'n onderste bobuikie. Dis 'n onderbuikie, dis 'n bobuikie, dis 'n onderste bobuikie. Transkarel, bring haar huis toe. Laat jou huisterwiele rol, bring haar en maak my lewe vol. Oh, Transkarel, snel oor die spore, want met jou bring jy my liefde terug na my. Jy spy my Coca-Cola nooi, my Nescafé koffie. Jy het eers gedink, jy gaan altyd met my mee. My Coca-Cola nooi, my Nescafé koffie. Toe jy wou bly, was die antwoord nee. Waai oor 'n groenie bos op die pad buite Uniondale. Elke paas nou week staan die spookmeisie daar as die herfswinde ook al huil. Met al lang swart hare teen die sekelmaan, hier sy oor die vlaktes haai. En haar hare blink spookachtig saam, as haar duim vra om haar op te lei. En die kamanasie, bergspook geil, as sy klippe berg afrol. En die spookmeisie van Uniondale, wat duimraai en droewig sing. Blommetjie gedenk aan my, en sy lig haar duim na bo. Blommetjie gedenk aan my, sing die spook van die klein Karel. Die Concertina kerm al sy verlange, in die hande van ons silwer de lange. Hy het van die liefde gespeel, maar hy was 'n eensame man. Ja, silwer het die pad alleen geloop en gedwaal, soos net 'n swerwer kan. Dalk 'n bottel in die hand om die wêreld se skerp kant weg te bring. Speel om silwer, speel om weer, speel om silwer nog 'n keer. En die Concertina kerm verlange, in die hande van silwer, silwer de lange. Speel om silwer, speel om weer, speel om silwer nog 'n keer. En die Concertina kerm verlange, in die hande van silwer, silwer de lange. Toe die wêreld hier nog jong was, en die horizon wyd en oop, was het stil hier in die halfrond, suid van die ewenaar. En in die skemer as die son sak, en die beeste huis toe loop, klink die roepstem van die vrouwe, oor die heuwels van die land. Alala, alala,
sons Afrika. Alala, alala, ewige sons Afrika. Alala, alala, ewige sons Afrika. Alala, alala, ewige sons Afrika. Almal wil huisie by die see hê, almal op die struggle is verby. Almal sê die lewe is eers môre, maar môre is te laat vir my. Almal wil huisie by die see hê, almal op die struggle is verby. Almal sê die lewe is eers môre, maar môre is te laat vir my. Bekkie, bokkie, baby, is jy ook so lief vir my? Daar's 'n deel van jou wat vry wil bly, maar die ander deel van jou wil net die hele tyd vry. Waar kry jy jou lak vandaan? Always oop op die stoep gestaan. Bekkie, bokkie, baby, dis 'n skande dat niks ooit ook verander nie. Pampoena op die dak, pampoena op die dak, Calvin Klein en Gucci op die gatzak, maar pampoena op die dak, pampoena op die dak, pampoena op die dak, Calvin Klein en Gucci op die gatzak, maar pampoena op die dak. En ons is terug hier by Vrou wat voorloop. Ons het te lekker geluister na Teen Jordan se Loslappie medley. Jy's ingeskakel by Vroue wat voorloop saam met my Suzette Smit en ons gas vandag is Christel Rosley Venter, al die pad van Johannesburg. Sy is die stigter van Founders Business Society. Vroue wat voorloop word natuurlik moontlik gemaak deur ons eie groot voorloper hier in die Klein Karoo, Madeleine van Maddie's Bridal Nest, vir die huur van jou droomtrou of aandrok. Maddie's Bridal Nest is geleen 1 Vredestraat Volmoed net hier buite Oudtshoorn. So kontak gerus vir Madeleine by 072 661 4182. En ek kan uit eie ondervinding vir ons luisteraars sê dat Madeleine het die mooiste verskeidenheid en sy kyk baie mooi na haar kliënte. Dankie Madeleine. Christel, ons het so 'n bietjie gesels oor hoe jou besighede begin het. Ons het gepraat oor besighede en COVID se tyd, oor founders, oor volhoubaarheid. En ek onthou in die begin van die onderhoud het jy gepraat van jy's 'n baie gelukkige enkelma. So, hele paar jaar terug is jy deur 'n egskeiding en jy het 3 baie spesiale kinders, maar jou kinders was klein. So, vir iemand wat dalk vandag luister, wat 'n vrou wat in 'n besigheid staan, wat deur 'n egskeiding gaan, wat sy kinders nog klein is. Ek meen, jy het ondervinding daarvan. Wat sal jy, neem ons terug, wat was vir jou sleg, wat was vir jou goed, en wat sal jy vir iemand sê wat nou in so 'n situasie sit? Sjoe, Suzette, ja, ek hou van daai, wat was vir jou goed? Ja, ek weet nie of daar enigiets goeds is uit 'n egskeiding nie, alhoewel weer eens, ek voel baie sterk hoor dat God het 'n plan met alles wat met ons gebeur, en ja, ons hou nie noodwendig altyd van dit as dit gebeur op daai oomblik nie, maar ja, ek glo daar is 'n plan gewees met dit. Maar ja, dit is nie lekker nie. Dit is glad nie lekker as jy jou jong seentjie, ek dink hy was nog graad 0 gewees, gaan aflaai sy wat vertel jy dan van jou dat jou huwelik toe nie is as wat jy gedink het dit is nie. En ja, en dit is presies op sy werk. Maar ek dink die kort en die lank van dit is, met sy wêreld val uit mekaar uit. Dit was die laaste ding wat ek in my lewe verwag het. En ja,
ek het in die proses kroniese asmatiese bronchitis opgedoen vir 2 hele jaar lank tot die egskeiding verby was. En dit is definitief, dit is, jy wil in mekaar inkom, maar jy kan nie, want jy het 3 kinders, waarvoor jy moet aangaan, jy het kliënte, en dit is maar net, jy moet net sterk staan, jy het nie 'n keuse nie, en maar ons is daar deur, en ons leef. Ons daar deur, nee wat, dit alles gebeur, soos jy sê, alles gebeur met 'n rede. Dit is nie hoe hard jy val nie, dit is hoe vinnig jy opstaan. En ek is seker van jy is, iemand sê nou die dag vir my, soos net, ek is 'n baie gelukkige enkellopende vrou. So, dit moet jou nooit definieer nie. Eerder dit, ek sê, ja, jy weet Christel, ek sê eerder dit is wat jy in 'n huwelik sit en jy is ongelukkig. En jou kinders, en jy leer eintlik vir jou kinders 'n les van dit is hoe jy huwelik moet wees, ongelukkig, as wat jy vir jou kinders leer. Ons het almal 'n keuse. Jy hoef nie noodwendig die situasie so te aanvaar nie. Nee, verseker. En ek dink die grootste ding wat ek moes oorkom het, was daai gevoel van ek het geval. Ek is nie baie gewoond daaraan om te misluk in iets nie. En dit was verseker nie lekker nie. Ek is die eerste een in my gesin wat geskei het, genadiglik. Is ek ook die laaste, sover ek hoop nie, dit gaan ooit met enigiemand in my gesin, in my familie gebeur nie, maar ek dink, een van die goed wat Nelson Mandela een keer, wat vir my so van toepassing is, op mense persoonlike lewe, op jou besigheidslewe, is don't judge me by my successes. Judge me by how many times I have fell down and got back up again. En ja, elke keer as mens die moed kry om op te staan, jou af te stof en aan te gaan, raak jy net sterker om die volgende uitdaging aan te pak. En ek dink ook baie belangrik is hoe mense dit hanteer, gee 'n ongelooflike voorbeeld vir jou kinders. En vir my was dit geweldig belangrik om te wys aan die buitekant hoe kalm ek kan wees. Ja. En dat niets aangaan. En op die einde van die dag is dit super belangrik dat hulle ook 'n goeie verhouding met hulle pa het, wat hulle genadiglik nog het. En ek moet sê, met genade van bo het ek en hulle pa daarom ook nog 'n redelike goeie verhouding. En ja, ek sê self 'n founderslid. Wow, dis actually goed. Dis goed. So die dae wat hy jou kwaad maak, gaan jy saam met hom 'n tandem valskerm doen en dan kat jy daai tou, nee, laat hy gaan. Christel, nee, hy doen dit oh, shame. Christel, ek wil gou by jou hoor. Jy weet, daar's altyd groot inspirasies in ons lewens en ek dink soms vir baie van ons vroue, vir een of ander rede, is ons paas 'n groot integrale rol wat hulle speel in ons lewens. En ek dink, en jou pa ook, wat ek weet jy verloor het, jou ma net so, ek meen, dis net so 'n eystervrou, en jy is bevoorreg om haar nog by jou te hê, jy moet haar waardeer elke dag. Maar wat het jou pa jou geleer rondom lewe en besigheid? En as jy nou vandag vir hom kan dankie sê, as hierdie lyn vandag opgaan hemel toe, wat sou jy vir hom gesê het, of wou gesê het? O, genade, nee, ek dink ons sal daai nou verlaat. Ek mag dalk 'n traantjie stort. Maar ja, as ek kom by my pa, kan ek 'n week lank praat, dalk meer. Ja, maar my pa was die entrepreneur, die een wie se naam op alles was en nog steeds is. Maar ek wil hom net so vinnige advertensiebreekie vir my ma doen nie, so, want ek het 'n ongelooflike ma en baie min mense sien dit raak. Ja, maar van iemand wat 'n huisvrou was, 'n drama-afrigter geword het, yoga gedoen het, in die dae toe yoga nog van bose af was, en die swart leotard, en komposhope gemaak het baie jare voor enigiemand geweet het van komposhope. Vir baie jare petersilie in elkeen van ons kosblikke gesit het, wat sy uit haar eie tuin uitgemaak het, en
ja, op 86 maak sy nog eie tuine. Wow. En ja, sy neem ons tuine ook oor op ons familieplot. En ja, almal is doodbang vir my ma, want ja, sy hou nooit op nie. Maar ek dink om terug te kom na my pa toe, absolute fenomenale man. Wat hy vermag het in sy lewe is net enorm. En ek dink as ek terugkom net so vinnig weer na die egskeiding deel toe, ek het so baie lank, wel vir my voel dit soos jare, dit was heel waarskynlik 'n maand of 2 nie vir my pa vertel wat aangaan in my huwelik nie. En wat baie ongewoon was, want ek het hom gewoonlik elke dag gebel en oor alles gepraat. Maar toe ek uiteindelik vir hom vertel het, die dag in Oktober 2009, daar in 'n restaurant met 'n glas Chardonnay in ons hande, het hy vir lank net stil gebly en niks gesê nie. En uiteindelik sê hy, lyk my ek sal my besigheid moet uitbrei. En dit was my pa. Wonderlik. So as ek nou terugdink en ek dink myself in, as my kind vir my so iets moet vertel, vir my hart in 10,000 stukkies breek, maar hy het die vermoë gehad om altyd kalm te bly en nooit opgewonde te raak nie. Ja. Om die waarheid sê, hy het al met tye gesê, hy het nie die luksheid om homself te verloor nie. Hy is die een wat moet kalm bly. Maar net gou 'n bietjie terug, my pa kom was 'n bywonerskind in die Heidelberg distrik. Hulle was super arm geweest. En hy het homself opgewerk, eers van 'n messelaar, toe na ontwikkelaar en ja, vir amper 61 jaar sy gehad. Ek dink my mense by uitkom. En ja, hy het aan die einde het my broers gehad wat hom gehelp het, maar hy het letterlik tot 2 maande voor hy weg is, was hy nog betrokke op die bouperseel en ja, weet ek het my broers nog sy insette geweldig waardeer. Sure. Maar ja, maar na alles wat hy bereik het, dink ek, is een van die goed van my bybly, dat hy nog altyd plat op die aarde gebly het en altyd teruggegaan het na sy kinders daartoe en nooit gekla het oor dat hy so arm groot geword het en 'n bed moes deel met 6 ander broers nie. En so ek dink ons familieplot daar by die rivier langs Voorbier, sy naam is Linkerhoor Swaalstad, wat nog afkom van my pa se skaapmerk toe hy 'n kind was dit sy merk op sy skape gewees, of sy skaap gewees. En ja, so het ons het Paultuin wat ook nog daar op die plot rondswerf, wat sy donkie was, toe hy 'n kind was. En so, ja, amper alles word teruggetrek na sy kinders daartoe en goed soos spaarsamigheid en harde werk en daai van goed, jy het vra wat het ek geleer van my pa af. Ek dink, ja, die harde werk, niks kom van self nie. Jy moet vingers trek. Ja. En as jy nie dit doen nie, gaan dit nie gebeur nie. So, ja, ek dink, daar was, ek het ding met jou gedeel, wat my pa een keer vir my geskryf het. Ja, deel met ons. Daar in 1989 was ek die eerste jaar en in die dae toe hulle nog briewe geskryf het. In een van my briewe het my pa gesê, dit is 'n groot heldendaad om jou klere een keer vir jou boetie uit te trek, om te keer dat hy nie doodgaan van die koue nie. Maar dit is 'n baie groter heldendaad om vir 30 tot 40 jaar lank elke dag jou klere aan te trek, om vir jou gesin te sorg. Sure. Dis so mooi, dis hoendervleis mooi. Dis hoendervleis. Ja, en dit was my pa met al sy wyshede gewees. Ja. Ek dink dit som het op nie, Christel, die feit dat hy was 'n baie hardwerkende man en hy het 'n groot impak gemaak op julle.
Christel, voor die musiekbreek, vinnig, net gou vinnig, uit al die mense wat jy al ontmoet het, en ek dink ons almal ontmoet mense wat 'n impak maak op ons, of by wie ons besigheidslesse leer. Wie is iemand wat jy onlangs ontmoet het, wat vir jou soos 'n wow, absolute wow was? Man, ja, ek dink hulle kom en gaan, want daar is sulke ongelooflik baie inspirerende mense. Ek het verlede week die voorreg gehad om Herman Mashaba te ontmoet. En wat 'n ongelooflike man. En ek het nou ook, ek was so bevoorreg om 'n boek te kry van hom wat hy persoonlike boodskap vir my ingeskryf het. En sy boek intussen gelees. Wat 'n ongelooflike man. Ek dink mense praat so baie van Nelson Mandela wat met so min haat uit die tronk uitgekom het, maar as mens kyk, Herman Mashaba, al sy wedervaring hoe hy sy besigheid begin het, alles waartoe hy moes gegaan het, nog in die apartheidsdae en rarig baie hard moes werk om iets te maak en iewers te kom ten spyte van al die beperkings wat daar was in die apartheidsjare en nog steeds kom hy daar uit met bitter min, mense hoor nie dat hy haat in hom het nie, inteendeel sy groot passie is om mense te verenig en by mekaar te trek. Fantasties. Wonderlik om sulke mense te ontmoet. Dis tyd vir musiek en jou volgende keuse is baie interessant. En ek wil weet hoekom. My God is so groot van Rihanna van Wyk. Hoekom het jy hierdie spesifieke lied gekies? O jong, daar's 'n lang storie aan hierdie, maar die kort en die lank was dat toe my kinders baie klein was ek 'n loflandjuffrou in ons kerk gewees en dit was een van die liedjies wat ons oor en oor gespeel het. En vir een of ander rede het die ding net iewers baie diep in my kop vasgesteek. As ek hardloop iewers op in die veld of dinge rarig grof raak, is hierdie die nommer 1 liedjie wat in my kop opkom. En ek dink, as ek daarna luister, dink ek net weer, daar's soveel vreeslike ingewikkelde goed en boeke wat 'n mens lees oor geloof, oor besigheid, oor hardloop. Maar eintlik moet mens net teruggaan na die basiese goedjies toe. En die goed wat die kinders geleer het. En dis wat jy deurtrek. Dit is. Back to the basics. Kom ons luister, my God is so groot, Rihanna van Wyk. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die blomme maak hy, die voeltjies so vry, die aarde met alles daarop. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Ja, daar's niks wat my God nie kan doen. Ja, daar's niks wat my God nie kan doen. En ons is terug hier by Vroue wat voorloop. Dis Vrydagoggend in die Klein Karoo. Die mooiste Klein Karoo, vir die van julle wat nog nie gekuier het nie, sommige mense met wie ons vandag gesels, ry mos net deur die Klein Karoo. Christel Rosley Venter, as sy na Glendana toe gaan, en sy is daarbo in Gauteng. Sy is natuurlik die stigter van Founders Business Society en 'n baie groot besigheidsvrou wat absolute go-getter is. Christel, nou heel eerstens, jou foto wat ons op Vrou wat voorloop se blad gesit het, is die foto wat jy
uit 'n vliegtuig so lekker skydive. En ek het nou die dag vir jou gesê, hulle sal vir my met Messina ingee vir 'n hele maand, dat my maag net vas staan. Want ek weet nie of ek of my maag of my iets dit gaan hou nie. Was dit lekker? Dit was ongelooflik lekker geweest, maar ja, dit was, ek het enorme hoogtevrees en ek het op 'n stadium, terwyl ek besig was met my besigheidsafrigtingskursus, het ek ten doel gehad omdat ek so verskriklik bang is vir hoogtes, wil ek nog uit 'n vliegtuig uitspring. En daar was baie beplanning in die hele proses. Om mee te begin het ek niemand saamgevat nie. Ek het op my eie gegaan, want dit is wanneer ek op my heel beste is. Vir alles die stene wees baie sterk nog. Ja. En ek het natuurlik seker gemaak dat ek 'n video kry en foto's van die dag, want ek het geweet ek gaan dit dalk nie weer kan doen nie. Maar ek dink as ek nou na daai foto kyk en ek sien haar vreeslike glimlag, ja. Dan dink ek weer terug aan hoe ek gevoel het toe ek in daai vliegtuig gesit het. Ek was so bang. Ek het amper opgegooi en die arme man was nogal so 'n mooi man. Maar dit was baie naby. Ek was uit my geloof uit bang geweest. En ja, daai foto is geneem nie baie sekondes na ek baie amper siek geword het. Maar dit is, ek dink, soos baie goed in die lewe. Jy sien 'n foto of jy sien 'n video en jy dink, wow, dit lyk so fantasties. Maar daar is 'n storie altyd agter alles. Daar's altyd 'n storie en ek dink ons almal is maar mens, ons almal het 'n vrees. Ek sê baie keer, dan sê mense of my vriendinne vir my, Suzette, jy vang al hierdie woeste goed aan. Maar hulle hoor nie wat ek sê voor die foto geneem word nie. En ek meen jy kan vir 'n sekonde daai groot smile gee en dan bewe jy maar verder. So daar's sekere goed wat ek doen waar ek al gesê het, been there, done that, got the t-shirt, no thank you. Ek is, maar dit is ook op my bucket list. Maar Christel, jy is 'n baie groot trail runner en ek dink daar's 'n 100 miler wat jy nou vooroefen wat jy gaan doen of gedoen het. Maar my vraag aan jou is, ek dink 'n mens leer verskriklik baie soos die fietsryers. Jy leer altyd iets uit alles uit. Wat het trail running jou geleer van die lewe? Jong, ja, Suzette, ek moet net vinnig teruggaan. Nee, ek het nog nie die 100 miler gedoen nie. Ek wil dit baie graag doen. Maar ek is bevrees reg op die oomblik, sukkel ek 'n bietjie om weg te kom agter die laptop. En ek het juist vanoggend gedink, ek was op 'n call by 'n afrigter wat daar uit Riversdale se weg kom. En ek moet verseker weer vir Anja 'n laaitjie gee, want sonder haar gaan ek nie by my 100 miler uitkom nie. Maar, en ek het al 'n hele paar artikels op my blog geskryf oor trail running. En die lesse wat ek al daar uitgeleer het, so dit is nog 'n gesprek vir 'n week lank. En maar ek dink as mens vinnig dink, die belangrikste goed is jy gaan val. Dis 'n gegewe. Die vraag is net wanneer. En gewoonlik val 'n mens op die plat stukke. Jy konsentreer jou olie af as jy by klippe afhardloop en jy sweet so hard as jy klippe opgaan. Laat jou konsentrasie is hoog, maar dit is gewoonlik daai plat stukke wat jy dink, ding is nou lekker. Dan vang daai hobbel en jy slaan neer soos 'n vrotvel op die grond. En het geen keuse om op te staan, nie af te stof nie. En aan te gaan, want dis net jy wat jou kan terugkry by die begin. En ek dink in besigheid is dit verseker en die lewe. Jy gaan val, maar jy moet weer opstaan. En dis net deel van die lewe. So ek dink die ander ding is, jy gaan moeg raak. Dis baie lekker, terwyl jy besig is, maar terwyl jy hardloop of loop, baie plekke stap 'n mens op, raak jy dood moeg. En iets wat ek geleer het,
by een van my afrigters wat ek op 'n groot Mahai 50 km wat ek gedoen het verlede jaar, het my geleer, as jy doodmoeg is, teen 'n bult uit. Staan net stil, draai om, kyk waar jy vandaan kom. Net om weer te besef, wow, jy het groot vordering gemaak. En dan neem 3 diep asems, draai om en gaan weer aan. En ek dink, weer eens vir besigheid en vir die lewe, gee jou daai kans om net weer te appreciate hoe ver jy gekom het, hoe flippend oulik jy is, al sê jy dit net vir jouself, want niets raak in die groot kop nie, en dan gaan jy weer aan. Ek dink 'n ander ding is ook, mense is geneig om 'n bietjie te vinnig te gaan. Mense het hierdie ding van jy moet teen 'n sekere spoed beweeg. En ek dink dit is belangrik en vergewe die woord, maar jy moet jouself wys. Die pad is lank. Moenie jouself uitbrand as dit nie uiters noodsaaklik is nie. Ekskuus Christel, en ek dink 'n mens moet jy met die journey geniet. 'n baie groot mentor in my lewe persoonlik is iemand in die Klein Karoo, in die deel van die Klein Karoo, maar daar in Montetjie se wêreld. En van Nieuwenhuis, en hy was skoolhoof gewees by die Koolaarskool, 'n fenominale mens. En as hulle die kinders altyd uitvat op die hikes in die berge, hy sê dan stap hy altyd heel agter, want hulle is so vinnig om vooruit te kom in wie's eerste dae, dat hy agterstap en stadig stap om die natuur te geniet. En ek dink dis een ding wat baie mense verloor is spoed. Hoe vinnig het ek gestap of gehardloop of gedit? Maar het jy die oomblik geniet terwyl jy dit gedoen het? Dis belangrik. Verseker. Christel, en mens mis al daai mooi dele langs die pad. En jy kry nie kans om dit te geniet, soos jy sê, en in te neem en te onthou vir jou ou dag. Baie belangrik. En ek dink die ander ding ook, eintlik in alles wat 'n mens doen, is weet hoekom jy dit doen. As jy op hierdie trail adventure gaan, net om ander mense te beïndruk, of jy doen dit net omdat ander dit doen, gaan dit nie lank hou nie. Jy moet dit doen omdat jy dit werklik geniet. En tot in die binneste van jou siel in geniet om dit te doen, want anders gaan dit net nie lekker wees nie. En ek dink 'n ander ding, en ek het 'n hele artikel daaroor geskryf, maar ek het nou nogal 'n ding daaroor, is jy hoef nie noodwendig alles te doen wat almal doen nie. As ek nou kyk in ons hardloopsirkels, almal is weer hard besig om te oefen aan Kamerads. En daar is ander fenominale wedlope, ongelooflike wedlope, wat baie moeiliker is as die Kamerads, en baie mooier is as die Kamerads. Mense hoef nie net vas te val by die Kamerads nie. Dit is fantasties. En om dit te doen, maar daar is ander opsies. Mens hoef nie altyd alles te doen wat die ander doen nie. Absoluut. Christel, ons tyd is besig om uit te hardloop, maar ek wil net gou vinnig, voor ek vir jou laaste vraag vra, en ons vir jou dankie sê gou vir my, waar kan, as daar 'n luisteraar is wat ingeskakel is, wat 'n entrepreneur is, en wat sy besigheid op die regte pad wil bring, wil afstof, die regte kliënte wil kry, waar kan hulle jou kontak? Suzette, baie maklik. Ons webblad is founders.co.za, en is founders met 'n dubbel F. So onthou net vir Forever Friends. .co.za. Anders kan hulle my ook 'n likeie gee, 082-883-7565. En ek sal baie graag met hulle wil gesels. Anders is daar ook 'n e-posadres, maar as jy op ons webblad kom, gaan jy die e-posadres kry. Fantasties. So, ek herhaal gou die webadres is www.f, so dis founders, founders.co.za. Of jy kan gerus vir Christel kontak by 082-883-7565. Christel, laaste vraag. Ons het letterlik soos 3 minute oor.
As daar vanoggend 'n vrou is daar buite, 'n spesifieke vrou wat besigheid het, wat moedeloos is, wat op 'n muurshoop in die middel van die Groot Karoo wil gaan sit, want niks wil werk nie. En ek meen daar's so baie information over, jy weet, die inligting daar buite is net so baie en ons voel baie keer ek is nie goed genoeg soos al die ander wat ek op sosiale media sien nie. Wat sal jy vir haar sê? Ek dink die belangrikste is, ek weet hoe jy voel. Ek ken daai gevoel, maar jy kan daar oorkom. Ek dink, ja, dis baie maklik om vas te kyk aan ander mense, wat ander mense van jou sê, en ja, maar daar is 'n pad uit. En almal het iewers begin, as jy nog nie begin het met jou besigheid nie, hoe vinniger jy aan die gang kom, hoe vinniger kan jy vordering maak. As jy 'n bietjie vasval, stop self af en maak seker jy hou aan, want dit is daai uithou vermoë wat jy op die ou en van die dag so ongelooflik waardeer, as jy kan besef, ek het nie opgegee nie. En ja, partykeer moet mense 'n bietjie net herevalueer. Einstein het gesê, insanity is om dieselfde ding oor en oor te doen en 'n ander resultaat te verwag. So, mens kan nie altyd net op dieselfde paadjie. Jy moet partykeer 'n ander pad kry om in te gaan. Ja. Maar moenie moed verloor nie, en ja, asseblief kontak my. Ek sal verskriklik graag met jou wil gesels. Daar sê Christel Rosalie Venter, baie dankie. Ek sluit af, dis ietsie wat jy self geskryf het van Radio Klein Karoo se kant af, baie dankie. En hierdie is wat Christel geskryf het: I believe that every entrepreneur has the power to change the world for good. I believe in the positive impact of business on the environment, society, and on ourselves. I believe in a business world free from politics, culture, race, or prior credentials. If you believe in what I believe, it would be an honor to partner with you on this journey together. Together we can change the world for good, one entrepreneur at a time. Fantasties, want dit som jou op. Christel Rosalie Venter, die stigter van Founders, www.fffounders.co.za. Ons wil vandag vir jou sê baie dankie vir jou tyd en dankie vir jou waardevolle insette, en ons wens jou net sterkte toe vir jou besigheid en mag jy 'n fantastiese naweek hê. Suzette, baie dankie vir die ongelooflike geleentheid. So lekker om met jou te kan. En ja, ek wens ek was daar saam met julle in die rus en Oudtshoorn die naweek. Ek is super jaloers. Ag, moenie. Ons sal net stuur vir jou video. Dis wat ons vir jou sal doen. Luister, ons sluit af met 'n baie lekker song, Good Life van One Republic. Gou, hoekom het jy die enetjie gekies? Man, ek het so 'n jaar of 2 terug het ek Tony Robbins se Unleash the Power Within seminar bygewoon, en hy was amper heel bo op Tony se playlist gewees. En dit gee my elke dag nuwe inspirasie. Ek dink my kinders en almal rondom my is onmoeg vir hom. Daar sê dit dis definitief 'n song wat met jou praat. Ek gaan hom ook luister van Oudtshoorn af terug Rus toe. Hier is hy, Good Life van One Republic van my Suzette Smit en Dani hier in die ateljee. Radio Klein Karoo sê ons vir julle lekker naweek en kom kuier vir ons by die KAK&K. Woke up in London yesterday, found myself in the city near Piccadilly.
so. Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes I can't jump out. Sometimes it's bullshit that don't work. Now we got our stories, but please tell me what there's to complain about. When you're happy like a fool, you let it take you over. When everything is out, you gotta take it in. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be good life, a good, good life. Hopelessly, I feel like there might be something that I'll miss. Hopelessly, I feel like the window closes so quick. Hopelessly, I'm taking a mental picture of you now. 'Cause hopelessly, the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is on fire tonight. This could really be good life, a good, good life. Good, good life, good life. Listen to my friends in New York, say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sometimes there's airplanes you can't jump out. Sometimes bullshit that don't work now. We all got our stories, so please tell me what there's to complain about.